Laasweek het die Here oor spesifieke manier met ons gepraat oor die worship. En soos wat die Heilige Gees werk, is my so verblydend om te sien die bevestiging so uitkom vir die woord. En soos die Heilige Gees werk, van die bidkamer, van my bidkamer tot hierdie bidkamer, tot ander se gebede, tot die woord wat die Here vir my gee, kan ek met 100% sekerheid vir u sê vanmôre, en dat God is besig om te werk. En hulle wat nie gaan by jou nie, gaan agterlaat, gaan agterbly. Ek wil met jou praat oor ongeloof vandag. Onder andere, die twee aspekte van ongeloof, wat ek met u wil behandel. Ons gaan in Jesaja 12 uitlees, die eerste 6 verse, dan kan ons al op soek toe blaai. Die titel van hierdie boodskap kan miskien vir party van u skok, maar die titel is die boosheid van ongeloof. Hy sê, ons het groot geword in 'n wêreld waar ons as het ware die evangelie ontvang het op 'n manier van, jy hoef nie te glo nie, as jy wil, kan jy glo. Ek noem dit om die evangelie as 'n winskoopie te probeer verkoop. En dan kleur ons die evangelie so in, dat ons by die begeertes van die mens aanpas in plaas van by die begeertes van God. Ons is geneig om die evangelie in te kleur sodat dit aantreklik kan lyk vir die hoorder. En dis wanneer ons begin kompromieë aangaan en beginne die mens hoor as God stel, en dis wanneer ons begin kyk, nou wat kan ek doen om hierdie evangelie aantreklik genoeg te maak vir die mens, net solank hulle by my kerk aansluit, net solank hulle begin tiendes betaal, net solank hulle kan begin 'n deel van die klap word. Evangelie het ongelukkig baie afgewater geraak en ons leef in 'n wêreld van menseregte en onwillekeurig en onderbewustelik selfs het die evangelie afgewater geraak om aan te pas by menseregte. Om aan te pas by die feit dat dit baie oor die mens gaan vandag en nie so baie oor God nie. Dit gaan oor wat God vir my kan doen. Ons sing liedjies of ons maak uitsprake soos, as ek die laaste mens op aarde was, sou Jesus vir my gesterf. Dis waar. Maar jy sal my nie oor sulke uitsprake maak nie, want ek weet eintlik waarvoor hy gesterf het aan my kruis. Dit is om ons terug te kom met sy dood. Omdat ons onsself van hom geskei het in die tuin van Eden reeds, deur te luister na die Satan se leuns, het ons gekies daai tyd om in ongeloof te verval. Want God het gesê, niemand mag eet van daardie boom nie. Die duiwel het gesê, nee man, God praat nie die waarheid nie, ek praat die waarheid. En ons het die duiwel geglo, kom sê pastoor, kom sê ons was nie in die tuin van Eden nie. Jy sien, God kyk na die mens as 'n gebroke eenheid. Dat almal is in sonde ontvang en gebore. Niemand, sedert die tyd van Adam en Eva, is onskuldig. Ons is skuldig aan die basiese feit van dat ons geskei geraak het van Gods onskuld, maar ook ons eie sonde wat ons gedoen het van ons geboortedag tot vandag. Maak dat ons skuldig is voor die lewende God. Ons weet, ons kan die heilige standaard van ons God nie handhaaf nie. Ons kan dit nie eers bereik nie. Ons kan in die vlees is dit onmoontlik. In Christus is dit meer as moontlik. In Christus is ons heilig. In Christus is ons gereinig. In Christus is ons gewas. Ons is gered. Ons is geesvervul. Ons leef in oorwinning. Laasweek het ek gesê, ek dink God verdien meer as dit wat ons omgee. Nou, ons is geneig om te dink dat omdat ons gered is God onder 'n verpligting om ons hemel toe te vat. Maar ons hoef nie regtig iets vir hom te doen nie, want ons is mos nie gered uit werke nie. Ons is gered deur die geloof. En ons kies of verkies om die skrifgedeeltes wat sê dat geloof sonder werke is dood, om dit nie te lees nie. En ons hou van die evangelie wat sê, jy is okay, jou ewige sekerheid is reg in die Here, jy kan eintlik maar leef soos jy wil, solank jy elke aand 'n skietgebed van jammer sê opsê. Môre doen ek maar weer presies dieselfde sondes en môre aan doen ek weer 'n skietgebed van jammer sê.
Dan haal ons skrifte aan soos ek sal hom wat aan my toe kom nooit uitwerk nie wat absoluut waar is. En as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Maar iewers along the line is dit of ons glo of nie glo nie. En wat ons glo is belangrik. En in wie ons glo. Glo dit of nie, baie mense het vir hulle 'n eie Jesus opgemaak. Hulle het vir hulle 'n eie God opgemaak. Hulle het vir hulle 'n eie evangelie opgemaak. En hulle hou nie van die ware evangelie. Want die ware evangelie vat my na die kruis. Nie aan top of the mountain nie. Die ware evangelie het sy mountaintop moments. Kom ons wees eerlik. Absoluut, dis die wonderlikste moments, daai mountaintop moments. Maar dan is daar die kruisiging van die vlees, wat pynlik is. Dan is daar die stryd in ons binneste tussen geloof en ongeloof, in ons daaglikse wandel vir alles wat sleg gaan, vir alles wat ons finansiële tekorte begin kry, vir alles wat verhoudingsprobleme is. Dit is baie maklik om van uit 'n posisie van krag uit te heers, maar is nie maklik om te heers wanneer jy onder in die vallei is van swaar kry. En dis daar die vallei van swaar kry waar die duiwel kom, soos jy ook sê, daar's altyd getuienis van dit wat die Heilige Gees gee, bevestiging. Daar waar jy regtig die Here nodig het, daar kom die vyand en hy kom versoek jou. Hy kom versoek jou nie op jou top of the mountain moments nie. Hy kom versoek jou in die down of the valley moments. Dis waar hy kom om jou geloof te probeer vir ongeluk. Want ongeloof is 'n gruwelike sonde. Ons dink dat ons leef in 'n wêreld van menseregte, so ek het 'n keuse. Ek hoor dit baie. Pastoor, jy kan nie vir my sê ek moet die Here dien. Dan sê ek, nee, ek kan nie vir jou sê nie. Maar God het dit lankal vir jou gesê. Jy sien, redding is 'n bevel, is nie 'n versoek nie. En omdat redding 'n bevel en nie 'n versoek is nie, daarom is ongeloof 'n doelbewuste sonde teen God. En ek gaan vir julle probeer uit hierdie skrifgedeelte 2 dinge uithaal. Die een is die keuse van geloof teenoor ongeloof, en dan die effek wat geloof op 'n mens het. Die effek wat geloof op 'n mens het. En ek wil graag vir julle lees uit Jesaja 12 vers 1 tot 6, en dit lees as volg. En in die dag sal jy sê, ek dank U Here, dat U toornig op my gewees het. U toorn is afgewend, en U het my vertroos. Ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil. En julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is. Vers 5, psalm sing tot eer van die Here, want hy het heerlike dinge gedoen, laat dit bekend wees, waar? Op die hele aarde. En dan vers 6, juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Tot sover die skriflesing. Ek wil amper sê die worshipper of die aanbidder wat hierdie skryf. Laat my baie dink aan die psalms. As jy jou psalms gaan lees, dan sal jy agterkom dat Jesaja haal op aan die psalms aan. En dit gaan hier oor dat, en spite van die feit dat God toornig op hom was, met ander woorde, dat hy God se toorn ervaar het, in ons tyd na die kruis, ervaar ons nie meer God se toorn nie, maar ons ervaar sy dissipline. Ok, God is nie meer kwaad vir ons nie. As hy nog steeds kwaad vir ons was, dan sou die bloed van Jesus betekenisloos en waardeloos gewees het. So hy is nie kwaad nie. Maar dit is nie te sê dat as 'n goeie liefdevolle Vader, hy nie die lat sal inlê, wanneer dit nodig is om ons te dissiplineer, te dig en op die regte pad te hou nie. Dis die verskil tussen die toorn voor Christus en die dissipline na Christus. In Christus Jesus is die toorn van God versadig. In Christus Jesus is die woede wat God gehad het vir die mense wat hom verlaat het, versadig.
en dat hy die volle straf van die ganse mensdom op sy seun laat neerkom op die kruis van Golgotha, en daar het hy volmaak die volle prys betaal om die toorn en die woede van God te versadig, die standaard van God te volbring. Dit moet ons weet, dat in Christus is God nie vir ons kwaad, en ons dink baie keer, God sou wees met hier kwaad, nou weet dit gedoen, is God weer kwaad. Nee, hy sê, bely jou sondes, en die Here sal het vergewe, en hy sal daar nooit meer aan dink nie. Maar ons moet nie vergeet nie, dat in die kerk, hulle wat in Christus is, hulle wat wedergebore is daar 'n liefdevolle Vader, die landbouer van sy wingerd, waar Jesus die wynstok is, en ons die lote is, waar hy snoei, en hy knip, en hy haal uit, en hy sit in. Dis pynlik, ja, ons kan nog steeds ongemak en pyn verduur in ons lewe, omdat God nou nie omdat hy kwaad is nie omdat hy wraak neem nie, maar omdat hy 'n volmaakte plan vir jou lewe het, en jou wil inbring tot in die volmaaktheid van Christus. Dis waarvoor ons hier is. Ons vrees God nog steeds. Hy is nog steeds God. Maar ons is nie meer bang vir sy oordeel nie. En as jy sit en jy is nog bang vir God se oordeel, moet jy seker maak dat jy by die kruis moet kom. Want wanneer jy Christus Jesus se roepstem, waar hy vir jou sê, volg my, aanvaar, en dadelik reageer, en geloof tot hom nader, word die toorn van God afgewend van jou af. Word die toorn van God weggewys van jou af. Dit is soos toe hulle in Egipte land was, die Israeliete, en die bloed rondom die deurraam geverf was, het die verderwer, daai engel, daai doodsengel, het hy verbygegaan, en nie ingegaan het. Die bloed het hulle beskerm teen die verderwer. So is die bloed van Jesus ons beskerming teen die wraak van God, wat definitief gaan kom oor die ganse aarde, en elkeen wat Jesus as saligmaker verwerp het, sal vir die groot wittroon-oordeel vir homself verantwoording moet doen vir wat hy gedoen het. En dan sal die mense wat Christus verwerp het, alle geloofstrukture reg deur die eeue, wat nie in Christus is nie, is verlore tot in alle ewigheid. Ek wil dit vir jou sê vandag. Jy moet dit weet, dat as jy Jesus nie het nie, het jy niks van God nie. Jy mag hom ook nie Abba Vader noem, as jy Jesus nie het nie. As jy nie gewas is in die bloed nie, is jy nie skoon nie, jy is nie gereinig nie, jy is nie vergewe nie, en die wraak van God bly op jou. Totdat jy onder die bloed inkom, dan verwyder God sy wraak van jou, want sy wraak is reeds versadig in Christus. Wil net die fondasie lê voor ek verder gaan. Ek dink so daaraan. Toe ons gesondig het in die tyd van Eden, en daar die skeiding tussen ons en God gekom het, en die sonde ingekom het, die ongeregtigheid en die wraak van God gekom het ons eintlik maar swerwers geword, en tot op die dag van Jesus het hy gekom, en hy het as die ewige paaslam, die ewige priester, die ewige offer, het hy gekom betaal vir ons sondes, en daardeur het hy ons gekoop. As jy nou vandag 'n kar koop, of 'n huis koop, daai laaste paaiement wat jy betaal, gee die bank vir jou kaart en transport van daai huis, dan is daai huis joune. Dan is daai huis joune. Niemand kan hom vat nie. Jy het kaart transport, jy het hom afbetaal, die lening is afbetaal, jy skuld nie 'n sent nie, hy is joune, jy gaan nooit weer, te sê jy weer 'n lening uithaal, gaan jy nooit weer op daai huis afbetaal nie. Die huis is joune. Niemand kan stry nie, geen hof in die wêreld kan stry nie. Niemand kan sê daai huis is nie joune nie, want jy het die faktuur, wat sê jy die laaste sent, die laaste stukkie skuld is betaal op jou huis. So het Jesus gekom, en hy het die laaste stukkie skuld by die Vader vereffen vir jou en vir my. Die laaste stukkie skuld het hy vir jou betaal, sodat jy los kan wees van die gevolge van sonde, en gebevry kan wees van die hel, en gered kan wees tot die hemel. Dit is wat Jesus gedoen het. Dit is wat die sonde van ongeloof so boos maak. Dink 'n bietjie daaroor.
Dat soveel mense daai genade nie wil hê nie. Hulle wil nie hê die Here moet interfereer in hulle lewe nie. Hulle wil nie hoor van die Here in die Bybel nie, want hulle weet hulle is verlief op hierdie wêreld. Hulle soek nie nou 'n heilige God wat vir hulle kom sê hoe moet leef nie. So hulle vermy die Here, hulle vermy Jesus, hulle vermy sy offer, hulle vermy sy genade. Want hulle die sonde te lief gehad. Daarom het hulle God verwerp, maar hulle gaan daarvoor betaal, want daardie groot offer van dit wat Jesus gedoen het, vir ons sondes die volle prys betaal het, gee hy as 'n geskenk. Vir wie? Vir die wat dit wil hê. Daarom is die wedergeboorte belangrik. Nie almal word outomaties gered nie. Net hulle wat gered wil wees. Nou liefde, kan ek vir jou sê, daar is baie honderde, duisende, miljoene mense op hierdie aarde wat nie gered wil wees nie. Ons het daagliks met hulle te doen. As jy iemand naby die straat, jy noem met Jesus se naam, ons ook klaar kwaad, en dit is ook klaar kwaad. Jy nog niks is verder gesê nie. Jy besef nie, sy saak met God is nie reg nie. Hy weerstaan die Heilige Gees en hy hou niks van die Bybel nie, hy hou niks van God nie, en hy hou niks van God se mense nie. En dis die grootste gros van die mense op die aarde vandag. Dis net 'n klein mandjie vol wat ja sê vir Jesus. Meeste maak hulle skuldig aan die gruwelike boosheid van ongeloof. Jy sien om op God te vertrou, kind van God. Vriendin is 'n keuse. God wil niemand nie, maar hy beveel. En ek en jy kies of ons sy bevel van redding gaan gehoorsaam of nie. Ek wil ons moet regtig die hele idee van dat die Here Jesus kan staan met respek en permissie, maar ek wil dit so uitbeeld, want dit is wat ons van Jesus gemaak het. Ons het van Jesus 'n bedelaar gemaak. Ons het van hom bedelaar gemaak, as ek nou sê ons is 'n breë trekker wat ek nou van praat. Die mensdom het van Jesus 'n beggar gemaak. Ek sal die Here dien wanneer ek so daarna voel. Daarom het die een persoon gesê, Here, ek kan nie nou nie, ek het eers my pa gaan begrawe. Here, ek kan nie nou volg nie, ek het eers 'n stuk grond gekoop. Baie mense sê vir my, ek kan die Here nie nou dien nie, ek is besig om aan my loopbaan te werk. Ek wil eers daai huis koop, ek wil eers daai graad vang, ek wil eers daai finansiële sukses bereik. Ek wil eers wêreldse aardse sukses bereik. Dan sal ek sien of ek nog kans sien om die Here te dien. Jy sien, die ding is, die Here gaan by so 'n persoon verby. Dalk is daar genade vorentoe, ons weet nie. Maar die Here kom en sê, volg my. Jy sal hierdie woorde wat ek nou sê, baie by my hoor. Jy sal of jy sal nie. Een van die twee. En die keuse is joune. Daar's nie soos iets soos, ek probeer glo nie, ek hoor dit baie. Sê, pastoor, ek probeer glo, ek probeer hard. As jy my sê, jy kan nie glo nie, dan maak dit van God 'n leenaar. As jy my sê, jy sukkel om te glo, dat jy 'n probleem met jou vlees, die fout lê definitief by die Here nie. Want hy het gesê, ek sal iemand na my toe kom, nooit uitwerk nie. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop, wie vir my oopmaak? Kom en volg my, jy gaan alles drop en hom volg of nie. Die keuse is joune. Jy sien, daar die hele idee van ongeloof, redding is 'n versoek en nie 'n bevel nie. Maak dat ons dink ons het 'n keuse, of ons keuse het nie gevolg in die skielike 3 vereis. Ons dink as ons nou sê nee vir die Here, is hy nie kwaad nie. Jy sien, die toorn van God bly op elkeen wat sê nee vir die Here. Dit is net hulle wat ja gesê het, waar die toorn van die Here van verwyder is. Ja, nou dissiplinêre, ek wil nie op die dissipline fokus nie. Ek wil vandag op ongeloof fokus, die eerste deel, en dan gaan ek op lofprys en fokus op die volgende deel. Want ek is van die opinie, want die rede waarom mense nie kan loof en prys nie, is omdat hulle nie regtig glo nie. Pastoor, wat sien jy nou? If there's not a song in your heart, it's because maybe the Holy Spirit did not yet put a song in your heart. Dink oor hierdie goed. Want as jy vir my sê, ek het nie 'n tradisie van
lofprysing nie. Want dan is jou tradisie jou God en nie die Here nie. As jy wedergebore is, sal jy dit weet, en die Heilige Gees van God sal dit getuig in jou hart, en jy sal lewe daarvolgens. En een van die grootste uitvloeisels van dit is, prys worship, lofprys. Nie net musiek nie. Alle sfere van jou lewe sal lofprys. Maar dan sal dit nie hard. Dan sal dit nie hard. Om nie te glo is om van God te leer word. Dat is so reg. Ja, as jy nie glo nie, as jy sê ek kan nie glo nie, ek probeer hard, maar ek kry nie reg nie, is jy besig om van God te leer word. Die fout is nie dat jy nie kan nie. Die fout is dat jy nie wil nie. As jy reg wil, kan jy glo. As jy nie wil nie, kan jy glo nie. Dis so eenvoudig as dit. Geloof is 'n bewustelike besluit wat jy neem. Dis 'n bewustelike besluit wat jy neem die dag toe jy na die kruis toe gegaan het. Ja, iemand het jou dalk so toe gelei. 'n preek, 'n boodskap, 'n ander kind van die Here het vir jou gewys waar's die water. Maar jy moes gaan drink, jy moes gaan kniel, jy moes gaan bely, jy moes gaan glo. Jy moes die stap van geloof neem uit jouself uit. Jy het gekies of jy jou gaan bekeer van al jou sondes of nie. Wie was gevang so in verslawings? Jy hoef nou nie hand opsteek nie. Dis jou ongeloof wat maak dat jy vasgevang is in verslawings. Want jy glo nie God kan jou gered daarvan nie. Jy glo nie Jesus het daarvoor betaal nie. Jy glo nie dis weggevat, dis weggewas nie. Jy is vasgevang onder 'n sataniese duiwelse leuen. Net soos hy vir Eva gelieg het in die tuin van Eden, lieg hy vandag nog van mense. Hy is nie baie kreatief en oorspronklik nie. Hy kom lieg nog steeds en sê vir jou nee, dit is nie so nie, God het gelieg. Hoe kan jy sê, ek is om die bloed van Jesus, maar jy doen die sondes wat die wêreld kan sien, is onreinhede. Jy doen onreinhede in jou binnekamer waar niemand jou sien. Jy besig met onreinhede. Jy sien, ons is meer in ongeloof baie as wat ons besef. Ons verloor ons werk, ek was daar. Ons sit op moedverloor vlak, ek was daar. Meer as een keer weer. En daar, waar jy in die vallei is daar 'n geneigtheid dat jou geloof soos mis voor die son begin verdwyn. Want as jy nie kos het om op 'n tafel te sit nie, as die bank jou eiendom begin terugval, en jy begin dagvaardings bymekaar maak asof jy 'n versamelaar is, dan kom jy agter, nou word my geloof getoets. Nou word my geloof getoets. Baie jare terug voor ek in die bediening gegaan, voor gestudeer het ek en my vrou so 'n dagvaardings bymekaar gemaak. Ons het so 'n stek. Liefdevlees, alles mediese goed. My vrou was baie sieklik, so baie mediese goeders wat die mediese fonds nie vir betaal nie. Ander kere was ons nie, het ons nie medies gehad nie. Kom ons praat van R300.000, maar nog meer daai tyd. Toe ek die dag aansoek doen vir bediening, een van die kriteria vir 'n pastoor om aanvaar te word is hy mag nie skuld hê nie. Hulle sal nog hulle sê jou karskuld oorsien en jou huiskuld, maar soos hulle gaan gou sien, jy het nou rombrekeninge en jy is vol skuld. Hulle sê jy miskien aanvaar, maar as jy slegte skuld het, kan jy in die bediening van die volle evangelie kerk nie ingaan. As jy geblacklist is, aanvaar hulle jou nie in die bediening. Jy kan maar aansoek doen en antwoord nee. As jy geblacklist is, het jy 'n probleem. As jy blacklisting op jou naam is. Want dit gaan die moderatuur optel, want jy moet daai vraag antwoord. Jy kan lieg, maar as jy met 'n leuen in die bediening gaan, dan moet jy begin dan. So ek vind dit in elk geval laat uit. Maar langs storie kort is, nou weet ek ons. Ek het 3 jaar klaar geswat, en ek is aan die brand. Ek het klaar my eerste gemeente, ek het klaar die jaar gekry. Nou worry, sê vir my vrou, okay, nou gaan ek maar my guts by mekaar maak, en ek gaan die kredietbureau kontak, en ek gaan kyk hoe lyk my saak. Ag, seker 5 nie is 5 ure nie, 5 selfe dag nie. Kry ek die plaai. Nee, dan kry ek niks op my naam. Vra vir hoe lank het jy teruggekyk? Nee, 2 jaar. Actually, jy moet langer terugkyk. Kyk, 15 jaar terug.
Dis elke keer dit gaan 3 dae van. Dis die langste 3 dae van my lewe. Wat ek moes wag. Ek kom terug en sê daar is niks op jou naam tot in die afsienbare geskiedenis. Dis wat God doen. As jy getrou is. Maar as jy gaan vrees en jy gaan in ongeloof verval en jy gaan jou ongeloof begin vertroetel, gaan dit begin om jou geloof uit te blus in jou lewe. En terselfdertyd is jy dan besig om die Heilige Gees uit te blus in jou lewe. Want soos julle sien met die kursus, het jou geloof word getoets in die vuur van swaard, kan ek sê, van pyn, van stres, van tekorte, van ons kan pyn op allerlei maniere beleef. As jy nie vir jou gesin kan sorg as 'n man nie, is dit 'n groot pyn in 'n hart van 'n man. Dit is 'n groot pyn. Wanneer iemand siek is en jy bid die persoon word nie gesond nie, is dit 'n groot pyn. Ekskuus julle, ek maak maar net. So dink 'n bietjie daaroor. Ons sê maklik ons glo. Ek sê okay, ek voel nie sleg nie, hoor. Ons sê maklik. Daar's geen ongeloof nie. Dis is maklik op die kruin is. As ek op die top van die berg is en alles gaan net goed, is baie maklik met 'n bankrekening vol geld en koskaste wat vol is en rekeninge wat betaal is en kinders se skoolfondse wat betaal is. En jy het nie regtig 'n vreeslike knop op jou maag as jy gaan slaap nie. En môreoggend staan jy op sonder worries, jy klim in jou kar wat jy nie skuld nie. En sy tank is vol petrol. En jy ry na 'n werk toe waar jy lekker werk en 'n goeie salaris verdien. Dis baie maklik om dan te sê, ek het geen ongeloof nie. Maar wat gebeur wanneer die mat onder ons voete uitgeruk word? Die eerste ding wat ons baie keer doen is ons bly die Here. Ons sê vir hom, Here, wat nou? Is U nie meer lief vir my nie? En daar kom die ongeloof. Daar kom die ongeloof in. Die duiwel kom en hy lieg en hy lieg en hy lieg, nie dat ons hom kan blame nie. Maar die Bybel sê geen versoeking moet ons aangegryp behalwe menslike nie. Ons kan kies om hom te glo of nie. Die Bybel sê ons moet weerstaan en hy sal van ons wegvlug. As ons nie weerstaan en hy vlug nie weg nie, is nie die duiwel se skuld, dit is jou skuld. Want die duiwel het geen autoriteit oor jou nie. Want jy is 'n kind van God. Jy hoef nie te staan vir die lewens van die duiwel nie. Jy kies, jy sê nee. Ek weerstaan jou. Ek kies om te glo. So geloof is 'n keuse, maar ongeloof is ook 'n keuse. Jy kan nie sê ek soek 'n grys area iewers tussenin waar ek nie hoef na die Here te wys nie, maar ek kan ook die wêreld geniet, maar ek kan so pad iewers nee. Dis of ons glo of ons glo nie. Jy sien, die Bybel leer ons nêrens om te probeer glo nie. Die Bybel het geen geduld. En die woord van God het geen geduld met mense wat sukkel om te glo nie. Want sukkel om te glo is gebaseer op ongeloof. Is gebaseer op twyfel. Is gebaseer op vrees. Die verkeerde soort vrees. Ongeloof is 'n keuse. Ons kies eintlik dat ons God nie heeltemal kan vertrou nie. Maar ons besef nie, ons pleeg die bose sonde van ongeloof. Ek wil net begin dink aan ongeloof as 'n boosheid. It's an evil thing. Want God is goed en hy red ons almal. En as ons ongelowig is en ons twyfel hieroor en daaroor, dan is ons oop vir die vyand om te kom lieg en as dit ware petrol op die vuur te gooi. Hout op die vuur te pak. Die vuur van ongeloof groter en hoër te laat brand in jou lewe, sodat wanneer die Here kom, hy kan sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. En besef nooit dat die gruwelike sonde van ongeloof wat iemand gepleeg het. Jy sien net mense wat nie in Jesus glo nie, hulle glo in iets. Hulle glo in hulle self, hulle glo in politiek, hulle glo in die land, hulle glo in geld, hulle glo in die werk, hulle glo in die wêreld. Jy sien om in God te glo beteken om Jesus te erken en te bely vir jouself as persoonlike saligmaker en verlosser. Hy wat Jesus nie het nie die lewe nie. Geen nie om wie wat vir jou sê nie. As jy Jesus nie het nie, het jy nie die lewe. Hierdie is belangrik. Gaan nie meer te lank wees nie. Jy sien ons krag
om te glo is uit hom. As ons nou sonde sal vat as 'n brandende gebou, en ons het 'n leer om af te klim, dan is dit God se leer. Hy het die leer daar gesit. Hy het die brandweerman gesupply. Hy het die brandweerwa gesupply. Hy het die redding gesupply. In totaliteit, ek en jy, as ons die water van lewe skep, soos wat Jesaja van praat, daardie waters van lewe, wat lewe gee, wat ek hier elke dag by kan drink, daai tou en daai emmer en daai put wat jy optrek, dit is God se tou, dis God se emmer, dis God se put. As jy nie glo nie, het jy nie die reg om daai water te skep nie. Net hulle wat glo dat Christus Jesus die enigste weg na die Vader is, het die reg om daardie equipment van die Here, daardie reddingsplan van God se lewende water te gebruik en elke dag daarvan te drink. Dis elke dag 'n keuse te sê ek gaan glo en nie twyfel nie. Ek gaan glo en nie die sonde van ongeloof pleeg nie. Here, ek sal seker maak dat ek my bekeer van hierdie sonde van ongeloof, want ek wil weer sê, pastoor, ek probeer my hele lewe lank glo, ek het nie reg nie, jy wou nog nooit glo nie, asseblief jy moet dit vandag besef. Anders is die Here 'n leienaar, so jy moet vir jouself sê, as ek sukkel om te glo, dan beteken dit God praat nie die waarheid nie. Want hy sê ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerk nie. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. So as jy nog steeds twyfel of jy hemel toe gaan of nie, dan glo jy nie. En omdat jy nie geglo is, nie gered nie, jy mag nie drink van daai water nie. Die toorn van God bly op jou. Maar wanneer jy gewas is, wanneer jy onder die genade van Christus inkom, en hy jou vergewe het, en hy volle prys vir jou sondes betaal het, dan wend die, dan gaan die Vader nooit meer na jou kyk, soos voor die kruis nie. Hy gaan bly wees, die engele van die hemel gaan juig. Daar gaan gejuig in die hemel wees, vir elke siel wat hom bekeer. Dit is so jammer, dat meeste mense die sonde liever het, as vir Jesus. So hulle wil glo en wil hemel toe gaan, hulle sukkel met die bekering. Die bekering is iets vir hulle. Daarom bely hy die Here met die mond vir baie jare, maar hulle gaan nie deur die doopwater nie, want hulle weet hulle het nog nie die sonde afgelê nie. Jy sien waar ons bekering kom, en ons begin glo in Christus, wat hy gedoen het, dan wil ons nie sondig. Wanneer ons in Christus is, en ons hou aan sondig, dan weerspreek ons die waarde van Christus se bloed. Ons weerstaan die Heilige Gees en ons vertrap die bloed van Jesus, ons vertrap sy genade. Maar wanneer ons met heel hartig oorgegee, gaan ons nog sondig, maar het gaan nie meer leer stil wees nie. Ons gaan hard veg om die vlees te kruis, nie om iets te verdien nie. Waarom sou ek teen my lieflike koning Jesus wou sondig? Waarom sou ek my verslawing liewer hê as my Here? Waarom sou ek die wêreld liewer hê as my God? Die Here is ons lied en ons vreugde. Hier kom Jesaja en hy sê, U was vertoorn op my. U was vertoorn op my, maar U toorn is afgewend. Ons kan dit ook sê, Here, U was vertoornd op ons, toe ons ongered was, maar U toorn is afgewend. Wat stel Jesaja vir ons voor en Dawid en Asaf? Wat gebeur wanneer dit gebeur? Jy kry 'n lied in jou hart. Jy kry 'n vrede en 'n vreugde en 'n blydskap in jou hart, wat iewers moet uitkom. Dit moet wys. Jy sien, dis wanneer lofpryse begin 'n rol speel. Waarvan musiek 'n groot deel is. Want daar by jou werk, waar almal negatief is en jy is positief, ten spyte van die negativiteit, is dit 'n lofpryse vir die Here. Daar waar jy staan vir die naam van die Here en almal hom belaster en staan en jy word gespot, is dit 'n lofpryse vir die Here. Daar waar jy moeite doen om die woord van die Here te eet en 'n deel van jou te maak, is 'n lofprys vir die Here. Daar waar jy die sonde weerstaan en die vlees kruisig, is dit 'n lofprys vir die Here. You have to have a song in your heart.
Wanneer die Here jou red, gebeur daar iets met jou. Maar as jy sukkel om te glo, jy wil nie glo nie, wil nie alles gee nie. Jou godsdienst gaan vir jou 'n bron van onvrede wees forevermore, totdat jy Jesus ontmoet het. Totdat jy die persoon Jesus ontmoet het. Nie die pastoor nie. Jesus Christus, die Seun van God, vir jou gesterf het aan die kruis, die volle prys vir jou betaal het. Vir jou wat jy sit, vir jou wat hy gesterf. Vir jou gee hy sy bloed, vir jou beveel hy op my. Hy sê ek het jou gered, ek wil dit vir jou gee. Wil jy dit hê? Jy sal of jy sal nie. Jy sal of jy sal nie. Ek wil nog 'n keer sê, jy sal of jy sal nie. En as jy verkeerd kies, jy kan niemand blame nie, jy kan nie die kerk blame nie, jy kan nie die denominasie blame nie, jy kan nie die pastoor blame nie, jy kan nie jou ouers blame nie, jy kan niemand blame behalwe jouself nie, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En net hulle wat nie wil hê nie, gaan die wraak van God tegemoet. Die oomblik as jy sterf, is jou tyd verby. As Jesus kom ons omhaal, is ons tyd verby. Genadetyd is net hier, net nou waar jy dit hoor. Want jy het geen garantie dat daar nog 'n genadetyd vorentoe gaan wees nie. Ek gaan jou altyd kom nie. Want ek wil hê jy moet die erns tussen jou en God besef. Ek kan nie vir jou bid nie, maar ek kan nie vir jou red nie. Ek kan nie vir die ewige lewe gee nie. Ek moes self 'n redder hê, so moet jy 'n redder hê. Jy sal weet wie jy is. Jy sal in jou lewe kyk, jy sal jou godsdienst bespeur en jy sal jouself kyk, of jy lied in jou hart het, of jy lofprysing het, of jy aanbidding het, of jy die Gees het, jy sal weet. Jy sal weet, jy sal weet, jy sal weet. Jy sal nie wonder nie, jou godsdienst, baie mense se godsdienst is 'n bron van, hulle kan net stryd en beklei en is al, want hulle het nie die Here nie. As jy die Here het, is jou beklei daarmee heen. As jy die Here het, is jou siel versadig. Here, ons het so beklei en fight en beklei die hele tyd. Ander Christene uitdaal en so, hulle moet nog ontmoeting met Jesus hê. Natuurlik is daar tye wat ons moet staan vir die woord van die Here, ek hoop julle verstaan die verskil. Praat van hierdie kleinlike bekleierery van mense. As jy haat wil sien, gaan kyk na Christelike gesprekke op TikTok. YouTube, TikTok, Facebook. As meer haat daar as wat in die wêreld is. Once jy het son in jou hart, begin jy mense vergewe. Jy kyk met liefde na mense. Jy begin met Jesus word. Jy kan nie anders nie. It's not so that you can rule over people. Dis nie so dat jy kan sê, I'm God's gift to humankind, en ek gaan nou my stempel afdruk hier, en gaan vir my 'n klomp skape met mekaar maak. Dis nie waar dit gaan nie. Dis Jesus se skape. Jesus is nie 'n huurling nie. Ons is huurling, maar meer as dit, ons is bloedgewaste kinders van God. En hy vertrou ons met die skape. Hy vertrou ons met sy skape. Jesus skaap van hom. Ek is jou menslike herder, nie die opperherder nie. Ek kan altyd kom maak, maar ek sou eerder wou hê dat jy met God praat. One-on-one. Daar is te veel mense wat altyd vir dieselfde altaarpols uitstap. Want hulle gaan sit net so ongelowig as wat hulle uitgestap het, en hulle hoop dat die gebed van die pastoor gaan iets doen. Nee. Daar was nie iets soos altaarpols in by ons tyd, so baie ook. Dis moderne, ek het niks teen altaarpols. Dit dryf die Here my daarna toe is. Toe daai Emmausgangers op die pad Jesus teekom en hulle herken hom nie. Hy het die skrifte vir hulle uitgelê. En wat was die effek? Hy het gesê, was ons harte nie brandende toe het ons gepraat. Is jou hart nog brandende vir die Here? Het jy nog 'n lofprys?
Eer jy nog die Here, of soek jy net wat hy vir jou kan gee? Kom jy nog kerk toe met die idee van, ek gaan kerk toe vandag vir my Jesus. Ek gaan eer bring in sy naam, hoe kan ek anders? Hier saam in my hart. Hy het dit in my hart gesit. Hy het my gewederbaar. Hy het my sy gees gegee. Hoe kan ek anders as om hom te loof en prys? Vandag moet ons amper mense smeek om te doen. Vandag moet ons amper mense by hulle pleit om net gelowig te bly. Mense smeek om nie op te hou glo nie. Ons almal het bemoediging nodig. Hierdie is meer bemoediging as 'n vermaaning vanmôre. Dus maak seker dat jou geloof, dat jy ingeoefen is in die godsaligheid. Dat jy jou eie heil uitwerk met vrees en bewe, want daar is 'n God wat sy seun gestuur het vir jou. Moenie in die stryk van die boosheid van ongeloof draak nie. En so oneer bring aan die naam van Jesus, die vir jou gesterf het nie. Laat jou lofprysing uitspreek. Maak die Here groot. Ek was nie altyd 'n sondeling nie. Ek was nog in die NG Kerk. Want ek het my bors uitgesing. Dis jou keuse. Dis jou keuse. When the price is gone, God's glory comes down. Daar in jou huis, daar by jou werk ook. Daar in jou kar. Maar alles is allemaal op die pad jou irriteer. Begin 'n loflied sing en sien hoe my daai irritasie. Kies om in die geloof te bly. Kies om in Jesus te bly. Kies om hom te behaag in alles. Moenie by die eerste teken van teëspoed jou geloof prys gee nie. Dis die grootste prys wat jy kan betaal, is om jou geloof te verloor. En dit is swaar gaan. God gaan nie sy tug terughou nie. Want anders sou hy nie vir ons gesê het, ons moenie die roede spaar nie. Want God spaar nie die roede nie, vir sy kinders wie hy lief het nie. Hy gekoop het met sy bloed. Hy spaar nie die roede nie. Hy lê die lam in. Moenie dat enigiemand iets anders vertel nie. Iemand sê, God straf ons nie, ons is gered. Nee, as jy die verskil tussen toorn en dissipline verstaan, dan verstaan jy wat God besig is om te doen. Hy straf nie, hy tug. Gaan jy 'n stout kind los? Miskien vra ek vir die verkeerde generation. Gaan jy 'n stout kind los om te doen wat hy wil? Nee, jy gaan nie. Waarom nie? Want jy het hom lief. Jy wil nie hem te gemors van sy lewe maak nie. Daarom gaan jy hom leer. Jy gaan hom tug, jy gaan die roede in lê. Want om die roede in te lê, bewaar jy jou kind van die hel. Wat jy weer sê. Om die roede in te lê, bewaar jy jou kind van die hel. Jy bewaar hom van om verlore te gaan. Tug jou kind. Waarom? Omdat jy hom haat? Nee. 1000-mal nee. Omdat jy hom lief het. Jy weet die kinders voel dit nie so nie. Partykeer voel dit soos Here jou tug ook. Jy is soos 'n stout kind. Wat maak jy met 'n stout kind? As jy hom vandag getug het en môre doen dieselfde. Jy tug hom weer en weer. As jy reg en konsekwent is soos die Here, sal jy nooit die roede spaar nie. Want jy gaan nie toelaat dat jou kind verlore gaan nie. Die prys is te groot om te betaal. Die prys wat Jesus betaal het is te groot vir ons om in die bose sonde van ongeloof vasgevang te wees. En nie te dink dat die Here gaan nie die roede in lê nie. So kyk na jou lewe en vra jouself, is die Here nie besig om die roede in te lê in jou lewe dalk nie? Nou is dit miskien 'n tema van 'n ander boodskap, 'n ander tyd. Asseblief, waak teen onegtheid, geveinsdheid, ongeloof, al daai dinge wat die Bybel van praat. Hy noem nie 'n Fariseërs geveinsdes, want hulle het nie hom geglo nie, maar het gemaak asof hulle saak met God reg is. Hy noem hulle geveinsdes. Hy sê, ek weet wie julle is. Julle wat sê dat julle glo, maar julle glo nie. Ek weet wie julle is. En die Here het hulle genoem ander geslag. Wit gepleisterde grafte. As jy vandag vir mense so sê, maak hulle siviele saak teen jou verlaster. Jou pastoor, jou woord is te hard. Wees bly Jesus is nie. Ek wonder hoe hard sou jy die woord dan ervaar het. Bly val nie Ananias en Safira dood nie hier in die kerk nie. Asseblief moenie vir jou eie Jesus opmaak nie.
Aanbid die Jesus van die Bybel. Hy het duur betaal vir ons. God duld nie ongeloof nie. Hy wil dit nie. Die beste van alles is jy nie nodig om nie te glo nie. Dis 'n keuse. Jy kan kies om te glo. Maar nie alles glo van hom. Moenie glo, jy bekeer jou van al die sondes, maar die Here kan nie my rookgewoonte wegvat nie. Hy kan nie my drankgewoonte wegvat nie. Hy kan nie my verslawing aan allerhande goeders, daar's baie verslawing. Hy kan nie dit wegvat nie. Hy het dit weggevat. Hy het dit weggevat. Meer as 2000 jaar terug, hy het dit klaar gedoen. Jy kies vandag om nie te glo nie. Sien julle waar gaan hierdie broek heen? Ons gaan mekaar aan besig. Ek wil afsluit. Ons het nog 'n kerkraadsvergadering ook, belangrike dinge wat ons moet bespreek vir een van die jaar. Ons krag vir al hierdie dinge wil ek mee afsluit. Leer hom. Ons hou sy ding, maar sy tou is sy put. Al wat jy hoef te doen is skep. Dis al wat ons kan doen is skep. En ek wil hê jy moet self skep. Ek wil nie vir jou skep vandag. Ek kan nie vir jou skep vandag. As jy nou in die kar gaan klim en jy gaan huis toe, jy vergeet van hierdie preek, jy steek jou eerste sigaret op en dan gaan jy kan dit doen. Dit is vir ook om oor rook te praat. Rook is een van die grootste redes waarom mense nie in die volheid van die Here kom. Nie net rook nie, al verslawings. Kry dit uit jou lewe uit. Hoe? Deur te glo. Nie in jou krag nie, die krag uit jou glo. Die verlossingskrag, die opstandingskrag van Jesus. Waar het jy gesien, die Here gaan jou laat opstaan uit die dood uit, en dan kan jy nie ophou nie. Of jy kan nie ophou pornografie kyk nie, of jy kan nie ophou met dit nie, jy kan nie, hier is ongeloof. Ons almal moet maar met dit in ons binneste stryd. Ek seker daarvan, dit is om die woord sê, werk julle eie heil uit. Met vrees en bewe. Werk julle eie heil uit. Ek kan altyd kol doen vanmorgen. Ek kan nie jou heil uitwerk nie. Ek het jou nou gewys waar is die water. Miskien is daar iemand die wat met huis toe gaan 'n ernstige gestop plek gaan soek en gaan bid. En dankie Here. Gaan bid. Want gebed het groot krag. Gebed is een van die uitvloeisels van geloof. Ons gaan nou vir Bernard bid. Bernard het 'n geloofs in die geloof om versoek vir gebed vir sy liggaam, vir daardie gewasse wat hy het. Ons glo God kan hom genees. Bernard, wil jy, as jy voor kan kom staan, sal ek bly wees. Paar broers, susters, wat wil vorentoe kom, as die Here jou lei, kom bid saam met my.